Ibrahim sepadan Usipa Now niente sangat utama insan entah mah benar mah sambung bahon kuatkan aistan sambung sembilan apa tangkap ipon kelihatan lantai di alles itu kan lalu berbicara ini buat met mata sam dan niat sam dan niat. Nou, het lijkt 12. Het thema is om met elkaar samen te leren. Nou, ons tekstvers is Kolossense 4 vers 6. Onthou dit uit 83 vertaling. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van 'n goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Nou, en die meer praktische deel van die brief spreekt Paulus die onderwerp van interessante interpersoonlijke verhouding en verskeie invloedskringe aan. Verhouding veroorsaak spanning en kritiek. Daarom moet daar harmonie wees. Harmonie beteken saamselfde voel. So, die algemene ooreenkoms oor die waarde, doelwitte en 'n doelstelling. Paulus gee ons nuttig die beginsel vir die verbeter van verhouding tussen eggenote, tussen ouers en kinders, tussen eienaar en slawe. Slawe beteken bediende, tuinwerker, hulle 'n goeie verhouding, en tussen kerk, broer en suster, en tussen gelowige en ongelowige. Moet goeie verhouding hê, kan lekker saam kan wees. Wat belangrik is verhouding tussen eggenote. Nou, ons lees in Kolossense 3 van 18 tot 19. Nou, wie wil ons gou lees? Kolossense 3 van 18, 19. En het sê, vrouwen, wees aan julle man onderdanig, so dit pas by mense wat met Christus een is. Man, julle moet julle vroue lief hê en julle moenie gruwig teenoor hulle opbou nie. Nou verstaan, man en vrou moet 'n goeie verhouding. Nie vrou moet luister vir man, ja,
maar man moenie die vrou misbruik nie. Moenie folie of misbruik kom dan ek man kan saamwerk. Dan tweede, verhouding tussen ouers en kinders. En dit kry ons ook Kolossense 3 vers 20 tot 21 gaan sê. Kinders, julle moet in elke opsig aan julle ouers gehoorsaam wees, want dan is die Here tevrede. Ouers moenie aanhouding foute vind met julle kinders sodat hulle moed verloor nie. So, kinders moet gehoorsaam wees by ouers se opdrag. Maar nou ouers moet altyd fout, fout, maar goed. Dan derde, verhouding tussen werkgewer, de werkmense en die werkers. Nou, ons kry dit Kolossense 3 vers 22 tot 25. Dan weer 4 tot 1. Oké. 22. Slawe beteken mense, julle moet julle eienaar hier op aarde in elke opsig opdra. Gehoorsaam. Julle moenie mense probeer tevrede stel. Net te werk as iemand kyk nie. Nee, werk met oprechtheid van hart, omdat julle eerbied vir die Here het. Vir die Here, ja, julle eerbied vir die Here het. Pak alle en motiveer aan. Dat beteken nie pak nie. Motiveer aan. Werk soos vir die Here en nie soos die mense nie. Dat beteken, jy moet werk. Jy werk vir wie? Ja, werk vir salaris, maar jy werk vir baas. Ja, maar jy doen, Here gee my werk en werk vir Here. Weet dat Here julle met erfdeel sal beloon. Die eienaar vir wie julle werk is Christus. Wie opreg doen, kry julle onreg terug. Wie onreg doen, kry julle onreg terug. God trek niemand voor nie. Dit beteken God nie trek jou voor. Nee. Dan hoofstuk 4 vers 1 sê, eienaar, behandel julle slawe reg en billik beteken regverdig. Onthou dat julle ook 'n eienaar het in die hemel. Wow, dat is so mooi. Okay, nou die vierde, verhouding in die kerk. Kry in Kolossense 4 vers 2 tot 4. En het sê, volhard in die gebed, bid terwyl julle geestelike waaksaam en dankbaar is. Bid terselfdertyd ook vir ons, dat God ons geleentheid sal gee om oor die geheim van Christus te praat,
Dit hoekom ek in die gevangenis is. Bid dat wanneer ek daaroor praat, ek dit so duidelik sal uitlê soos ek dit moet doen. Verhouding met God moet net vandag met langer met 'n mag ek praat en nou duidelik baie keer verhouding met die ongelowige. Kolossense 5 Kolossense 4 vers 5 en 6. En julle verhouding met buitestaande moet julle slim optree deur elke kans te benut. Kry kan met 'n beweeg. Maar met woorde wat altyd vriendelik en sinvol beteken. Woorde beteken baie vir die persoon. Sinvol is, moet julle gereed staan om dit regte antwoord vir elke mens te gee. Here sal sorg vir jou om dit te doen. Verhouding tussen eggenote. Vroue, wees aan julle man onderdanig, so dit pas by mense wat in die Here glo. Die briewe van Kolossense en Efesië wat dieselfde tyd geskryf is, bevat soortgelyke selfde en vervullinge affies raak nie eggenote. Dit Kolossense 3 vers 18 en 19, dan selfde Efesië 5 vers 21 tot 33. Vroue is onderdanig aan hulle man. Kolossense 3 vers 18 en Efesië 5 vers 22 tot 24. Man moet hulle vroue lief hê. Dit in Kolossense 3 vers 19 en Efesië 5 vers 28. Nou hierdie onderdanig is binne die wedstryde onderdanigheid. Nou Efesië 5 vers 21 en moet wees so dit bestaan is in die Here. Met ander woorde, dit moet reg, want wat jy moet doen. Nou daai kan wees lief vir julle, wees lief vir hulle met dieselfde liefde wat Christus vir ons lief gehad het. Efesië 5:25. Hulle is verantwoordelik vir hulle eie welstand. Efesië 5:29 beteken welstand, beteken kyk na myself, mekaar, kyk vir kyk vir Tanya, kyk vir my, goed, na mekaar help. Dan ander ene, moenie hard wees nie. Moenie hulle verbitter nie. Moenie hard of gewelddadig optree nie. Moenie dan die diepte weet jy,
Moenie. Beide die eggenote moet as 'n span werk met mekaar. Oorlegging pleeg en eendrare besluite neem. Met die man as die ideale leier van die gesin. Elkeen moet altyd die welstand van die ander nastreef. Dat beteken elkeen moet van mekaar kyk, hoe gaan dit en kyk met aandag gee. Nou, uit Annenwys skryf sê, laat elkeen liefde gee, eerder as om dit te eis. Quick, dit beteken waar dit wat dit eerlikste in julle saam is en weet gou om die goeie eienskap in mekaar te erken. Die bewusheid van die waardige is 'n wonderlike simbolisering en bevrediging, dankbaarheid en respek, moedig en strewe na uitnemendheid. Ek moet saam trek om doen alles saam. En liefde self neem toe, so dit ellende toe wat ek saam beplan, ja, ons tree saam. Die vrou moet haar man respekteer. Die man moet sy vrou lief hê en koester en soos hulle huwelik belofte hulle as een verenig. So moet hulle geloof in Christus. Hulle een in hom maak. Wat kan vir God aanneming wees as om te sien hoe enige van die huwelikverhouding aangaan. Saam daarna streef om vir Jesus te leer en meer met sy gees deurdring te word. Verhouding tussen ouers en kinders. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vader, moenie gedurig by julle kinders foute soek dat hulle moedeloos raak nie. Kolossense 3:20-21. In vandag te saamlewe moet die woord ouer op 'n baie gevestigde huwelike en enkel ouers gesinne toegepas word. Dan ouer, man en vrou of alleen, man alleen of vrou alleen, gesinne saam kinders moet pas. Volgens Paulus is dit gesonde verhouding nie net die verantwoordelikheid van die ouers nie, maar ook van die kinders self. Verantwoordelikhede van seun en dogter. Dit Kolossense 3:20 en Efesiërs 6:1-3. Kinders se gehoorsaamheid is nie 'n opsionele besluit nie. Dit gehoorsaamheid het nie opsioneel nie, dit besluit nie. Hierdie gehoorsaamheid is gebaseer op die 5de gebod. Nou, 5de gebod
Verder kom die gehoorsaamheid met sy eie beloning. Toe 'n kind gehoorsaam aan ouer, dan hy sy eie beloning kry. Nou, verantwoordelikhede van ouer. Kolossense 3 vers 21 en Efesiërs 6 vers 4. Onderrig hulle sonder om hulle te kritiseer of te ontmoedig, sodat hulle nie ontmoedig word nie. Moenie hulle kwaad maak deur ongeduldig of verstyrend op te tree nie. Onderrig hulle in die weë van God. Deuteronomium 6 vers 6 tot 7 en Spreuke 22 vers 6. Oggend en of aangesien godsdien is belangrik vir ons kinders om van God te leer en besluite te neem vir die ewige lewe. En laat ons nie vergeet dat ons voorbeeld die grootste opvoeding van ons kinders is nie. Ouers, laat julle kinders sien dat julle hulle liefhet en alles in julle vermoë goed doen sal doen om hulle gelukkig te maak. As julle dit doen, sal julle noodsaaklik beperking veel groter gewig in hulle jong gemotiveer hê. Regeer julle kinders met teerheid en sag en onthou dat hulle engel altyd die aangesig van sy Vader wat in die hemel is aanskou. Toe kinders het engel om op te pas. As julle wil hê dat die engel vir julle kinders die werk van God hulle gegee het, moet julle met hulle saamwerk deur hulle deel te doen. Dit beteken dat ek wil hê engel moet vir kinders oppas. Ek nou engel van hulle. Dat ek wil hê ek en engel saam doen vir die kinders. Verhouding tussen werkgewer en die werkerspaar. Die werkgewerspaar, die werkers. Slaaf, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaar hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle te raak te sien te word en so in mense te gun te kom. Dit beteken almal vir my moenie opregte hart uit arbei vir die Here. Kolossense 3 vers 22. Die verhouding van die dienstbaarheid wat in Paulus se tyd bestaan het min te doen met die tipe slaverny wat ongelukkig vandag nog bestaan. Daarom moet ons hierdie raad verstaan binne die konteks van die baas op ondergeskikte verhouding. Opdrag van
ondergeskikte. Kolossense 2 vers 22 tot 25 en Efesiërs 6 vers 5 tot 8. Doen altyd jou beste, self al lyk niemand kyk niemand jou nie. Streef na uitneming in jou werk. Doen, doen. Asof jy dit vir God doen. Aanvaar die respek wanneer dit regverdig is. Goeie werke betaal vrugte af. 'n Slegte baas vrywaardig nie van 'n ongeskikte nie. 1 Petrus 2 vers 18. Nou, gedrag van baase, die baas. Kolossense 4 vers 1 en Efesiërs 6 vers 9. Om met die regtigheid en geregtigheid te lei. Hy verantwoordelik. En met reg, onreg, maar reg nie. Meer vir hulle moet reg wees. Moenie dreiging of hoesturing uit te gebruik. Byvoorbeeld, as jy 20 kamer moenie kan werk wat men dwing kan werk. Moenie dreig of dwing, maar dat kan moet werk. Elke baas het 'n baas oor hom aan wie hy verantwoordelik sou doen. Dat beteken ek baas, ek het 4 onder supervisor opsigter. Gee opdrag, hulle moet verantwoordelik. Ek het ook verantwoordelik en hulle het verantwoordelik vir my. Ek ook verantwoordelik vir God. Almal baase of ondergeskikte is eienaar, slawe van Christus, aangesien hom dien. Dit was nie die apostel se werk om die gevestigde orde van die samelewing gearbeid of skielik omverwerk nie. Om dit te probeer sou die seksie van die evangelie verhoed. Maar hy het die beginsel geleer wat die fundament van die slawerny raak en wat indien dit in die werke gestel word, skielik die hele stelsel sou ondermyn. Die Christendom skep 'n sterk band van eenheid tussen die meester en die slaaf, koning en die onderdane. Die dienaar en die laagsondaar wat in Christus reine van sonde gevind het. Hulle is in dieselfde bloed gewas, lewend gemaak deur dieselfde Gees. En hulle is een gemaak in Christus Jesus. Amen. Verhouding in die kerk. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar. Kolossense 4 vers 2. Ons word aangespoor om vir mekaar te bid. Want die gebed van die regverdige is kragtig en
toetreffer. Jakobus 5 vers 16. Behalwe vanoggend en aangebed, daar Paulus voor dat ons te enige tyd bid. Kolossense 4 vers 2 en Efesiërs 6 vers 18 en 1 Tessalonike 5 vers 17. Dit beteken jy kan enige tyd bid. Net so Nehemia toe voor die koning gebid het, Nehemia 2 vers 4, het ons die voorreg om in enige plek of situasie te bid. Hy man van Nehemia, hy wat dan voor die koning, maar terwyl hy staan voor hom, koning, het hy gebid ook. Verder het ons die verseker dat die Heilige Gees ons gebed sal verander om dit definitief te maak. Romeine 8 vers 26. Paulus rig 'n spesiale versoek om te bid vir die enige wat die evangelie verkondig. Kolossense 4 vers 3 tot 4 en Efesiërs 6 vers 19. Dit maak nie saak of die predikant min of veel ondervinding in 'n evangelisasie is nie. Niemand is voldoende vir hierdie werk nie. Paulus self het nie net gebid nie, maar het ook die vroeg gevra om vir hom te bid, sodat sy woorde die regte woorde sou wees. En elke poging om elke plek waar die waarheid bekend gemaak word, is daar 'n behoefte aan die verskillende denke, verskillende gawe, verskillende planne en arbeide metode wat vereniging word. Almal moet dit 'n punt maak om saam te raadpleeg, saam te bid. En Christus sê, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem wat julle mag vra, dit sal julle te deel val van my Vader wat in die hemel is. Matteus 18 vers 19. Verhouding met ongelowiges. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak dit beste gebruik van elke geleentheid. Kolossense 4 vers 5. Nou ons het groot voordele. Ons het geleer wat Jesus vir ons gedoen het. Ons het dit aanvaar en ons het 'n versekering van die verlossing. Ons weet, dis omdat iemand dit vir ons gesê het. Net so moet ons dit met ander deel. Hoe sê Paulus moet ons teenoor buitestaande optree? Hoe? Die enige wat Jesus nog nie ken nie. Kolossense 4 vers 5 tot 6. Met wysheid. Ons het die wysheid wat uit die hemel kom. Jakobus 3 vers 17. Nodig in ons verhouding met die ene
wat Jesus nog nie ken nie. Met vriendelike woorde. Ons woorde moet altyd hoflik, mooi manier wees, sodat hulle met plesier na ons sal luister. Met die woord gegeur met sout. Die gesprek moet gepas wees en aangepas wees per die persoon in die omgewing rondom hulle. Beantwoord elkeen so toepaslik. Vra antwoord hetzelfde. Aangezien elke persoon anders is, sal die Heilige Gees ons lei oor wat om in elke oomblik te reageer. 'n Ware hoflikheid gemeng met die waarheid en geregtigheid maak die lewe nie net nugtig nie, maar ook pragtig en geur. Vriendelike woorde, aangenaam voorkom en vrolik gesig gooi die bekoring om 'n Christen wat sy invloed daarna onweerstaanbaar te maak. En die vergesteldheid van die self in die lig en vrede en geluk wat hy voortdurend aan ander geskenk, vind hy ware vreugde. Laat ons onsself eeragtige wees, altyd op die uitkyk om ander op die beurt, om hulle laste te verlig deur dade van tering, vriendelikheid en dade van onselfsugtige liefde. Ja, liefde. Amen. Word sabat dia les na framatin unsa lapun ang sampai hati iman pohon dia mutara kisah unsa tak pilih deh tak pilih nama yang sabat cinggal berkat